This program is rated PG-13. Viewer discretion is advised. Hallo? Kom ons gaan in. Nee, ek wil net gou met jou praat. Jeannie het my gesê van Tiaart. Ek is nou pad na hom toe. Om wat te maak? Tiaart gaan nou te ver. Ek gaan met hom en sy vrou praat. Maar dit sal nie help nie. Skalk, Tiaart is nie 'n man wat daarvan hou om gedreig te word nie. Ek dink jy het 'n fout gemaak toe jy dit probeer doen het, maar dit is nou verby. Al wat ek wil weet is, wat is Harde se kanse nou met Tiaart se geld agter hom? Dit maak niemand se kanse slegter of beter nie. Die hof gaan ons vra om 'n onderlinge ooreenkoms te bereik. En Tiaart se betrokkenheid kan onderhandelings net bemoeilik. Het Jeannie 'n sterk genoeg saak as ons hof toe gaan? Ja en nee. Hardes het vir haar en Dan met 'n revolver gedreig. Ons kan 'n sterk saak uitmaak dat hy emosioneel onstabiel is en dat Rolini by hom veilig is. As hulle wil, dan kan hulle geld bestee en aanvra vir sielkundige verslae en welsynsrapporte en hulle kan die saak oneindig vertraag. En intussen gaan hierdie toutrekkery oor Rolini net voort. Nou ja, ek gaan my nou op Tiaart se sin vir ordentlikheid beroep. Dan sal ons maar met sien. Ek gaan nou. Elaine. Was jy al by ma? Ja, ek het vir haar ook op die tee geneem. Sy gaan vandag agteruit. Ja. Sy sê dit nie. Maar hierdie ding tussen ek en jy, ek wil haar geweldig. Ja, ek weet. Elaine. Skalk. Ons kan later hieroor praat. Ek moet 10 uur by Tiaart wees en ek gaan laat wees. Ja, vissers lyk nie so seker van julle saak, julle so maklik skrik nie. Ek skrik nie, Jan. As jy die saak in die hof wil beveg, Skalk as 'n advokaat, hy's heeltemal bevoeg om dit te doen. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Jy ken nie vir Hardes nie. My besluit is geneem. Ek betaal Harde se regskoste en dis finaal. Jan, luister na wat Elaine vir jou sê. Hoekom moet ek luister? Al wat ek wil doen is die kind sien. Maar sy wil my wys wie spaas. Sy wou selfs om ordentlik met my te praat. Maar wat het jy verwag dat Jeannie hierdie skielike pa van haar om die nek moet val? Lex laat jou uitlos, nou karring jy. Jy vervreem haar vir ewig, dis wat jy doen. Dan moet ek haar vervreem, maar ek gaan die kind sien met of sonder haar samewerk. Sy praat die waarheid, Jan. Bly jy hierdie saak het niks met jou te maak nie. Kyk, Jan. Van jou en Elaine se verhouding af, van dit sy jou kind verwag het ek by jou gestaan. Die hemel weet hoekom ek dit gedoen het, maar ek het dit gedoen. Soms tot my bitterste spyt. So alles wat jou raak, raak my ook. Onthou dit. So. Wat stel jy voor doen ek? Skalk het gesê die regter sal vra dat die partye buite die hof tot 'n vergelyk kom. En daardie vergelyk sal 'n hofbevel gemaak word. Jy kan Hardes aanraai om te skik. Watter voorwaardes? Hy kan Rolien 1 dag 'n maand sien van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag en 1 week per jaar. Jou vriend Harde sal eers wel luister. Nou maar goed, dan sal ons dit maar net op 'n moeilike manier doen. Ons sal sielkundige verslae aanvra om sy emosionele onstabiliteit te bewys. Ons sal 'n storie maak omdat hy Jeannie met 'n revolver gedreig het. Ons sal welsynsverslae aanvra. En as dit gaan oor jou reg om die kind te sien, Jeannie sal by jou beveg met elke sent wat sy het. En sy het baie. So moenie haar dom nie. Jy gaan net verloor. As ek Hardes kan oorreed, sal sy dan toelaat dat ek Rolien vrylik sien. Jy sal eers Jeannie se vertroue moet wen. As jy kan. Ek stel nie belang om te skik nie. Kyk my Breitenberg, my prokureurs dink nie jy het veel van 'n saak. Jy het jouself as 'n baie onbillike, onbetroubare en baie gevaarlike party tot die saak bewys. Om vir 2 weke met die kind te verdwyn sonder die ma se toestemming of medewete is onverantwoordelik. Enige hof gaan simpatie hê met jou. Luister aan wie se kant is jy? Of het Jenny alweer onderhande gehad? Jy gaan al van my luister, my Breitenberg.
Of jy gaan jou eie regskoste betaal. Ek het jou nie gevra vir die geld nie. Jy het dit kom aanbied. So wie is jy nou om te kom staan en allerlei voorwaardes maak? Vat jou geld, man. Ek het nie jou hulp nodig nie. Toe vat dit. Goed. As dit jou houding is, tot ziens, meneer Breitenbach. Julle is almal deel van dieselfde komplot. Jy en die vissers. Meneer Breitenbach, ek is Rete McDonald. Ek en jy deel die oortuiging dat daar 'n komplot is. Daai selfe komplot met my pa tot sy dood gedryf. Middag, meneer. Kan ek help? Ek is Breitenbach. Rolien Breitenbach se pa. Haar ouma lê op sterwe en ek het haar net kom haal. Ek het hom al 'n bietjie gespot, so as ek dit deurkom. O, wag, is my man nou. Papa, hallo dan, wat maak jy hier? Hardes het vir hom by die skool gaan haal. Hulle wou hom nog keer, maar hy's weg met haar. Ek was by sy woonstel en sy het daar nie. Miskien moet ons sy pa se pastorie toe gaan. Dalk sal hy daar. Jenny, ons kan nie so aangaan nie. Hardes gaan kan skade aan. Dit is net 'n kwessie van tyd. Sy is nie veilig by hom nie. Bly stil, ek kan nie dink nie. Stil. Jenny, later gaan hulle. Ek wil vir jou net een ding sê. Sy is my kind, verstaan jy? En as jy polisie toe gaan of jy kry 'n hofbevel, gaan jy vir Rien nooit weer sien. Is dit duidelik? Hardes, asseblief luister. Hardes. Yo, what? Prys julle. Dan betaal ek julle R25 per voordeur. Dis vir die people, die safety chain en die security deur. Meneer Silva, kom ons maak dit R30 dat jy aan Kolstaan, hè? Nee, 25 is my prys. Maar as ek tevrede is, ek het nog 'n paar ander jobs in die gang. Ons kan daaroor gesels. Jy sal nie spyt wees nie. Dis 'n deal. Dis R5000. 5000 minus die een wat ons jou pa skuld, dit maak dit 4. Wat is wat? Wat is my pa skuld? Magda, ek moes dit nie gesê het nie. Wat die hel is in die gang?
Dion, die storie wat ek jou nou gaan vertel, gaan jy nie glo nie, maar is genuine die waarheid. Ek glo dit. Foes, ek glo dit nie. Van al die mense op aarde, hoekom my pa? En dan vertel jy my 'n liegstorie. Jy vertel vir my daai geld kom van die bank af. Ek kon jou nie vertel wat gebeur het, kon ek? Dis 'n massiewe, blaatante liegstorie. Is dit wat jy van my dink? Jy weet hoe voel ek oor Ginsus se gawes vir my pa. Jy weet hoe voel ek daaroor. Jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. Ek het nie geweet dis hy nie. En die hele tyd vertel jy my nie 'n woord van die vreemde man nie. Nie 'n woord nie. Hoekom nie? Word ek nou aan 'n kruispoor geneem? Luister, jy maak my siek. O, nou maak ek jou siek. Nadat ek en jy 'n jaar lank saam gesukkel het om hierdie sinkende skip bo water te hou, nou maak ek jou siek. Thanks. Dan weet ek ten minste waar ek met jou staan. Thanks vir alles, maar ek baai jou. Luister, jy gaan nie weghardloop nie. Hoe kan jy kan my nie dwing om hier te bly nie, man. Luister, ons gaan nou na hom toe ry. Ons gaan hom nou terugbetaal nou. Nee. Kom jy bang? Jy was nie bang toe jy die geld by hom geleen het, hè? Hy weet nie van my en jou nie. Hy weet nie ek is die vrou saam met wie jy bly nie. My liewe magtige Foes. Wat 'n duiwel is aan die gang? Jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. Jy wil my nie glo nie. Moet jy self maak reg. Ek wil jou nie glo nie. Kom. Kom. Please, man. Dion. Foes. As pas se geld. Baie dankie vir die lening, maar ek het dit nie meer nodig nie. Dankie. Nou verstaan ek glad nie. Foes, wat maak jy hier? Haar naam is Magteld. Magteld Forsie. Dit is 'n geskeide ouer vrou met wie ek in sonde saamleef. Of wil pa vir my sê pa het nog nie van haar gehoor nie. Sorry, is 'n groot misverstand. Misverstand se as, man. En aangesien julle mekaar so intiem ken, kan jy net sowel hier bly. Julle het seker 10.000 goed waaroor julle kan gesels, hè? Maar ek loop. Dion. Moes ek nou weer as jou seun saam wie ek in sonde leef? As ek dit in die eerste plek geweet het. Kom ons drink 'n dop daarop. Cheers. Cheers. Luister, ons het net 'n uur na goed.
Wie was dit? Hoe sê vir een keer te ver gegaan. Wilson, ja? Wat? Nee, meneer Tiaard, ek weet niks al vanaf. Rita McDonald? Maar is onmoontlik. Nee, dit is onmoontlik. Wag, ek kom, meneer Tiaard. Ja, ek is oor 15 minute daar. Ja. Ja, goed. Jammer, ek is laat, meneer Tiaard. Maar sy is nergens. Ek het haar woonstel gebel. Ek het so toe gegaan. Sy was vroeër daar. Sy het in die donker kamer gewerk. Maar sy is Komveld. Wilson, daai meisie het foto's van my en 'n vrou saam in die bed geneem, 'n ander vrou. Ek wil vir Rita McDonald vandag nog in hierdie kantoor hê. Ek gee nie om hoe jy dit doen nie. Maar ek wil haar hier hê. Baie meneer. Ek sê vir jou, as daai meisie nie vandag hier uitkom nie, dan is julle albei in die tronk môre. En as dit beteken ek moet deur 'n herverhoor gaan, dan sal ek wel daarna toe. Maar ek gaan nie toelaat dat julle my vir die res van my lewe victimiseer nie, verstaan jy? Ek stel nie belang wat jy sê nie. Doen soos ek vir jou sê. You're watching Cul-de-sac. Waarnie? Het julle alweer iets gehoor? Ja, ouma, hy bel elke halfuur van 'n ander telefoonhoekie af. Hy het dan nou net weer gebel. Wat sê hy? Hy praat ons aan met. Hy dreig oor en oor ons moet nie die polisie inroep nie. Ons moet die hof eintlik los. En die polisie, wat doen hulle? Hulle soek na hom, het hom nog nie gekry nie. Hulle is baie versigtig veral na sy dreigemente. Kan ek vir julle gaan tee maak? Ja, dankie, ma. Hardes. Die hele wêreld soek na jou. Ek sal haar nie kry nie. Het Rolien al geëet? Nee, sy is nie honger. Hardes. Dis nie 'n manier om dinge te doen nie. Nie vir my preek nie. Pa verstaan nie wat aangaan. Jeannie is buite haarself en bekommernis, Hardes. Gaan dit dadelik sê hier. Julle is almal teen my, almal! Kyk hier so, jy's besig om groot moeilikheid te veroorsaak en dit is onnodig, verstaan jy? Los my man, los my net uit, man. Ek sal jou nie uitlos nie. Hardes, jy's emosioneel omgekrap. Ek gaan vir jou 'n slaappil gee sodat jy kan rus en môre kan ons hierdie saak uitsorteer. Nee. Pa gaan my nie in die slaap sit sodat sy kan kom en my kind kom steel. Nou wat wil jy dan doen? Die hele nag hier sit? Kom, bring vir Rolien 'n slaap jy. Pa? Ek gaan nie dat Jeannie haar kom haal. Jeannie sal haar nie kom haal. Kom.
dink jy kom nie terug nie. Ek is bang jy's nie hier as ek terugkom nie. Fos. Trou met my. En jy wou nie luister. Ek het jou gewaarsku om van meneer Theater weg te bly, né? Maar jy wou nie luister nie. En hoekom moet ek luister? Ek my pa doodgemaak. En wat het jy met die foto van meneer Theater en die vrou in die bed gemaak? Ek sal weer sê. Juffrou, ek dink jy moet maar liever praat. Anders kan 'n baie tragiese ongeluk dalk met jou gebeur. Wat bedoel jy? Ons kan nie toelaat dat jy die wêreld volloop met inkriminerende foto's nie. Ek wil weet waar hulle is. En as jy ons sê, dan sal ons jou los. Maar as jy nie praat nie, dan kan ek nie verantwoordelikheid vir jou veiligheid aanvaar nie. Jy het te ver gegaan. Jy weet te veel. Ek gaan nie in die tronk sit vir jou nie. So jy gaan ons vertel wat ons wil weet. Of jy gaan eenvoudig van die aardbol af verdwyn. As ek iets oorkom, dan gaan die polisie man onmiddellik weet wie dit is. Ek het vir al die foto's gestuur. En vir die hoofregter. En die een van Antoinette de Villiers en jou in die bed. Die het ek vir jou vrou gestuur. Vat haar weg. Ek sal iemand sien. Die polisie sal weet. En hy sê vir hom, neem jou sin, jou enigste sin, Isak, wat jy lief het. En gaan na die land van Moria. En offer hom daar, op die altaar, op een van die berge wat ek vir jou sal wys.